Hemelse Vader, ek loof en ek prys U net vir U teenwoordigheid. Eer U net en ek dank U Vader, dat deur die Heilige Gees U my net help om vanoggend te deel wat U op my hart gelê het. Ek eer U daarvoor. In die naam van Jesus. Amen. Ek wil vandag vir U 'n vraag vra. Partykeer is dit 'n proses waarin 'n mens jouself bevind. En ek wil amper sê wat die gemeente aanbetref, is daar 'n proses wat aan die gang is, wat die Here besig is om in ons midde dinge te doen waarvoor ons baie dankbaar is. Ek eer die Here vir sy teenwoordigheid. Dit is net vir my awesome. Ek het so nie baie tyd nie, maar in die afgelope 40 uur sê maar was ek en Nina so af en toe hierso gewees om te bid. En is my net awesome as ek hier so instap, net bewus van die Here se teenwoordigheid. En ek verstaan die feit dat die Here nie in geboue bly nie, maar die Here is besig in ons lewens en die begeerte van my hart is dat ons in staat sal wees om saam met hom te beweeg. So ek het 'n vraag wat ek wil begin mee. Die opskrif van vandag is: waar 2 of 3 in my naam vergader. Waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Die vraag wat ek vra is: waaroor gaan kerk? Dit is 'n eenvoudige vraag, maar eintlik ek sal graag met elkeen van julle wil sit en gesels en net kommunikeer. Daar's geen veroordeling of enigiets nie. Ek sê net, waaroor gaan dit? Waaroor gaan kerk? Wat is die doel van die feit dat ons saamkom op 'n Sondagoggend in 'n diens? Wat wil ons bereik? Waarna toe mik ons? Dis goeie vrae. En dis 'n vraag wat elkeen van ons moet gaan sit en vir jouself uitmaak. Why am I here this morning? What's my purpose? En ek het eintlik in die begin van die week het ek oor hierdie hele ding begin dink. En veral hierdie gedeelte wat ek nou gelees het, oor die opskrif is. Wat die woord sê, Jesus sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Nou dis maklik om dit met jou verstand uit te werk. En te sê, Jesus is hier. Jesus is hier. Maar ek sal nou so 'n bietjie terugkom daarna toe. Daar's 'n skrif wat ek vir julle wil lees, wat ek glo, wat eintlik vir my baie, hoe kan ek sê, die antwoord gee van wat ek nou gesê het. Waarvoor gaan ons, waarvoor is die kerk daar, as jy dit so wil? In die laaste 2 verse van Efesiërs 2, met ander vers 20 en 21, en ek gaan dit uit die Amplified uit lees. Die Afrikaans sê, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Nou wil ek vir julle vra om dit vir my, sit vir my die Amplified op asseblief, as dit moontlik is. En hy sê die volgende, Paulus skryf hierso, hy sê klomp goed hierso, in Efesiërs, maar okay. Vers 20 sê, you are built upon the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus himself the chief cornerstone. In him, the whole structure is joined, bound, welded together,
goed as julle dit daar luister en lees. In him the whole structure is joined, bound, welded together. Dit gaan nie oor Jesus. Hy sê in vers 20, hy sê, you are built upon the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself, the chief cornerstone. So daar kry ons al klaar vir ons 'n ding wat uitgemaak is. Jesus is the chief cornerstone. Die Afrikaans sê, Jesus is, wat ek nou net die versie kry. Ek het dit verkeerd uitgeen. Hy is die hoeksteen. Nou baie van ons wat vandag lewe weet nie wat is 'n hoeksteen nie, maar ek gaan nie vanoggend vir julle probeer verduidelik nie. Stel dit net so. Hy is die sleutel. Dis waarom alles gaan. Jesus. Nou gaan hy die volgende, nou sê hy die volgende. In him, the whole structure is joined, bound, welded together harmoniously. En dit gaan die structure waarvan hy praat is die liggaam van Christus. Dis wie ek en jy is, the body of Christ. Hy en die let op van die bou en die groei. Met ander woorde, dis 'n progressiewe ding wat aan die gang is. And it continues to rise, grow, increase into a holy temple in the Lord. En dis die een rede waarvoor ek die Amplified graag lees. Hy verduidelik so 'n bietjie wat beteken dit as die woord sê praat van tempel. Dan sê hy a sanctuary dedicated, consecrated and sacred to the presence of the Lord. A sanctuary dedicated, toegewy. Nou, ek wil amper sê, laat die woord insink. Want dit gaan, onthou die vraag wat ek gevra het. Waaroor gaan kerk? Dan sê ons word opgebou sodat ons 'n tempel is. Wat hy hier so sê, into a holy temple in the Lord. Waaroor gaan dit? Ons is tempels van die Heilige Gees, sê 1 Korintiërs hoofstuk 6. Ons is tempels van die Heilige Gees. Nou sê hy, into a holy temple in the Lord. En hierdie holy temple, nommer 1, a sanctuary dedicated. En hoor mooi wat ek sê, dit gaan nie oor die gebou nie. Die kerk is by mekaar in die gebou vandag. Hier is die kerk. So dit praat van my en jou persoonlik. Nou sê hy hierso, dedicated, consecrated and sacred to the presence of the Lord. Dis baie insiggewend. Want broers en susters, dit is waaroor die liggaam van Christus gaan. Ons is God se woning. En ek wil nie draai loop nie, maar Johannes hoofstuk 1 vers 14. Nou kom ek gaan net so intoe. Ek julle net help om iets te verstaan. In Johannes 1 sê hy vers 14, en die woord het vlees geword. Nou dit sal goed wees as ons dit op die Amplified het. Hy sê en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Die woord, luister wat sê hy daar, and the word Christ became human, incarnate, and tabernacled. Onmiddellik gaan ons terug na die woestyn toe. Daar was 'n tabernakel wat ons noem dit Moses se tabernakel. Nou sê hy, and tabernacled fixed his tent of flesh, lived a while among us, and we actually saw his glory.
So Jesus het getabernakel. Hy het gekom en dis wat dit was. So die tabernakel was 'n simbool van God se teenwoordigheid. So as jy God se teenwoordigheid wou ervaar in Jesus se tyd, het jy na hom toe gegaan. As jy nou as hulle sou verstaan het. Jesus was die teenwoordigheid van die Vader. Was op hom. Was in hom. Toe sterf hy aan die kruis. En hy staan op uit die dood uit. En almal wat in hom glo, word kinders van God. En nou in daai tabernakel vermenigvuldig. So as jy weergebore is en jy sit hier vanoggend, is jy 'n tabernakel, jy's 'n tempel van die Heilige Gees. God se teenwoordigheid is in jou. Nou sê hy hierso, ek gaan verder en ek lees dit in die Amplified. In him and in fellowship with one another. In him and in fellowship with one another. You yourself also are being built up into this structure with the rest to form a fixed abode. The Amplified say in hakkies, a dwelling place of God in and by and through the Spirit. Wow. Wow. Ja. Dis waaroor dit gaan. Dit is die fondasie. En in dit, as jy dit begin verstaan, dan begin jy bietjie saam, nou begin jy te dink aan kerk. Wat is dit? Hoekom kom ons by mekaar? Dan begin jy te verstaan die feit dat daar's twee faktore hier. Is Jesus, Vader, sy teenwoordigheid en ons as mense wat saam opgebou word en saam deel is van die liggaam van Christus. Nou, daai een gebed van Paulus in Efesiërs 3 vers 19 sê, sodat julle kan vervul word tot al die volheid van God. Ek het vir myself gevra, hoe sal dit lyk as 'n groep mense by mekaar is wat vervul is tot al die volheid van God? Jo. En eintlik is dit die realiteit. We are glory carriers. Daar waar ons lewe, daar waar ons is in die wêreld daar buite, dis wat ons is. Glory carriers. Nou, ek wil vir julle hierdie skrif lees. 1 Korintiërs hoofstuk 14. 1 Korintiërs hoofstuk 14. Vers 25. Hier praat Paulus van, hy sê, maar as die hele gemeente dan saam vergader, dis die gemeente, het vergader, so hulle praat van 'n byeenkoms. As die hele gemeente dan saam vergader, en hulle sou almal in tale spreek, gaan mense inkom en sê, hierdie ouens is mal. Hulle praat in tale, goeters wat ons nie weet nie, jy kan nie verstaan wat hulle sê nie. En as almal net heeltyd in tale praat, gaan jou opbou, maar niemand anderster nie. Maar nou sê hy, maar as almal profeteer, en daar 'n ongelowige of 'n onkundige binnekom, 'n ongelowige of 'n onkundige. 'n Ongelowige, ek is nie 'n ongelowige nie, maar ek kan baie keer onkundig wees. Ek kan nie die kennis hê wat ek nodig het om aan te gaan in my lewe nie. Dis dalk onkundig ten opsigte van sekere dinge. Nou sê hy, dan word hy deur almal oortuig, deur almal beoordeel, en so kom die geheime van sy hart aan die lig. En ek glo nie dit gaan oor sonde, om mense se sonde uit te bring nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. En so kom die geheime van sy hart aan die lig, en so sal hy op sy aangesig val God aanbid,
daardie persoon oor wie geprofeteer word en die geheime van sy hart word geopenbaar. En dit is woorde van, as jy vroeër in die hoofstuk gaan kyk, hoofstuk vers 3, stigting, troos en bemoediging. Ons het almal stigting nodig, almal troos en almal stigting, troos en bemoediging. Almal van ons het dit op tye nodig. En hier word geprofeteer oor iemand. Luister wat die gevolg is, wat die woord sê, wat sy sal redeneer. Hy sal sê, en so sal hy op sy aangesig val, God aanbid en verkondig dat God werklik onder julle is. Ek wil vandag vir julle sê, as 'n herder en 'n pastoor van Christen Liewe Gemeente, is dit my begeerte, bo enigiets anders. Nie oor die kerk en wat hier is en wat nie hier is nie en wat hier gebeur en wat nie, oor die feit dat mense die Here sal ervaar in ons midde. Sacred and dedicated to the presence of God. Dis wat kerk is. Nou, is een ding wat ek verstaan, en dit is die Vader se begeerte om homself te openbaar. Die Vader se begeerte, dis die Vader se hart om homself te openbaar. Dit is wat Jesus kom doen het. En eintlik as jy ek lees dit net want ek wil nie daaroor uitbrei nie. 1 Johannes 1 vers 18 sê, no man has ever seen God at any time, the only unique Son or the only begotten God, who is in the bosom, in the intimate presence of the Father. He has declared him, he has revealed him, and brought him out where he can be seen. He has interpreted him, and he has made him known. Jesus het gesê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Die Vader het homself aan die mensdom kom openbaar in en deur Jesus Christus. Nou sê hy, wil ek myself openbaar deur my kerk. Dis 'n tolorder. Nou wil ek vir julle 'n skrif lees. Nie wat ek oorspronklik gesê het. Matteus. En ek sou eintlik graag wil praat oor vers 19. Ook. Maar vers 19 is wat Jesus gesê het uit Matteus 18 vers 19 en 20. Hy sê weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem. Op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra. 2 of you will agree on, ek wil sê oor enige case, enige saak. Dis 'n blanco check wat geteken is deur die Vader. As 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. As ons kan saamstem as 'n gemeente, as ons hierdie versie in sy diepte verstaan en dit toepas, dan wil ek vandag vir julle sê, Lichtenburg sal nooit dieselfde kan bly as wat hy nou is nie. Nooit. Want hierdie versie sê vir my, Vader sê, as ons staan vir die herstel en restaurasie van Lichtenburg, dan wil ek vandag vir u sê, as ons kan saamstem as 'n groep mense, you'll see things happen. Bonatuurlik van bo af. Nou vers 20, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. So, ek wil nou vanoggend sê, Tolly is Jesus. En ek wil vir julle iets demonstreer, is jy reg? So, Tolly is Jesus. Hy sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Hy sê, 'n mikrofoon. Mikrofoon, Lindy. Ek het hom gevra,
Dis nou, ek gaan nou iets daaroor sê verder. Dis nou Jesus, hy's in ons midde. Wil jy doen wat jy moet doen? Jy het baie vrae. Veral oor die skrif, die openbaring van die skrif. En ek ervaar my hart, die Here wil vir jou openbaar daardie vrae wat jy het. Skryf baie keer, ons het dit vanmôre daaroor gepraat, in 'n driedimensionele prentjie. Dan vat dit 'n tyd lank voor ons kan sien wat in die prentjie aangaan. En dit is waar jy op hierdie stadium is met sekere goed in jou lewe. Maar ek ervaar die Here vra, met totally surrender. Waar Jesus gestap het, waar ek Jesus gestap het, ek nou vanmôre simboliseer. En ek teruggekyk het, baie mense gevolg. En ek ervaar in die hart, dis wat die Here vir jou wil gee. As jy totally gaan surrender, gaan die Gees van God sterk deur jou werk in die gawes veral. Gawe van geloof, gawe van wysheid, gawe van kennis, gawes van genesings, gawe van onderskeiding van die geeste, gawe van werking van kragte. Mense gaan bene kry waar nie bene was nie, werking van kragte. Jesus maak die storm stil. Spreek in tale, uitleg van tale, profetiese woord. Wat verwag God? Totally surrender. Ons moet daardie ekstra stap gee, daardie stap wat baie keer seer maak. Maar dit maak seer sodat dit lekker kan wees. Daardie stap waar ons vriende verloor wat nie saam met ons die pad kan stap tot die einde nie, want hulle kan nie gaan waar jy gaan nie. Dis wat God van jou vra. Jesus naam. Dankie, pastoor. Ek het vir Tolly gevra om volgens Jesus te wees. En ek het ook gesê, jy moet die Here vertrou vir iemand om te bedien. Julle sien, Jesus is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Stem julle saam? Dis wat Hebreërs 3 vers 13 vers 8 sê. Jesus het nog nooit verander nie. Nou as Jesus sê hy is in ons midde, dan is daar 'n paar maniere waarop ons dit kan hanteer. Een van hulle is om te sê, Jesus, dankie dat jy hier is. Sit net daar, want ons is nou besig. Ons gaan kerk hou. Jy na rukkie na Jesus kyk, gaan hy nie meer daar wees nie. Julle sien, Jesus is nog steeds dieselfde. Jesus gee om vir mense. Jesus is op mense gerig. Jesus het by 'n bruilof aangekom. Die wyn, hoe jy ook al dit wil beskryf en bestudeer, maak nou nie saak nie. Daar die wyn het opgehou. Dit was nie genoeg nie. Toe verander hy die hele plek. Verander die hele storie. En nou sê, hoor hierso, hierdie wyn is die beste wat, dit moes eintlik eers voorgesit geword. Maar daar was nou nog water. Jesus stap saam met sy disippels en 'n klomp mense agter hom aan in Lukas hoofstuk 7. Ek dink daar by vers 14 rond. Stap hy kom by 'n stad met die naam van Nain. En hy kom aangestap en hier kom 'n begrafnisstoet uit die stad uit.
Hulle gaan nou begrafnisse. Want hierdie enigste seun van 'n weduwee, wat haar lewensbron was, het gesterf. Jesus se compassion gaan uit na haar toe. En hy sê vir haar, ek is nou nie daar nie, so hy het met haar gepraat. Toe gaan hy van haar af na die jongman toe sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En hy crash die begrafnis. Broers en susters, dis wie Jesus is. Nou wil ek vandag vir u sê, as Christen Lewe Gemeente, die belangrikste ding vir my en vir jou, is, ek het die twee woorde gebruik. Herken en erken. Herken is to recognize the Lord Jesus. En die beste manier hoe jy hom gaan recognize, is wanneer jy bewus word van sy teenwoordigheid. En dan is die ander een is, erken, to acknowledge him. Jesus welkom in ons midde. Maar Jesus doen wat hy behaag. Maar daar sal altyd mense wees met 'n behoefte. Soos nou gesê is, daar's 6 mense, of hoeveelheid mense wat voel dinge is dood. Wat daai woord? Want as die opstandingskrag van Jesus vrygestel word, dan kan enigiets wat dood is nie meer dood bly nie. Want dis wat in die hemel, in die hel gebeur het. Jesus was dood. Hy was dood. Hy was in die hel, dis wat dit beteken. Dood beteken om in die hel te wees. Ek bedoel, dood, die uiteinde, die ergste vorm van dood. Die uiteindelike ding van dood. As jy geestelik dood is dit jou eindbestemming. Maar toe God se gees vrygestel. En ek dink aan daai skrif Romeine 8 vers 11 wat sê, as die gees van hom wat Christus uit die dode uit opgewek het, in jou woon, sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook jou sterflike liggaam lewend maak. Dis 'n woord van genesing. Ek geniet die TPT. Hy sê, wil dit vir julle lees. Yes, God raised Jesus to life. And since God's spirit of resurrection lives in you. Wow. God's spirit of resurrection. As jy weergebore is, God's spirit of resurrection lives in you. He will also raise your dying body to life by the same spirit that breathes life into you. Met ander woorde, wat hierdie woord vir my sê is dit. Ek hoef nie siek te wees om dood te gaan nie. Ek kan gesond sê, okay, time's up, going home, bye. Because of the spirit of resurrection that lives in you. So, brothers and sisters, that is the word of the Lord. Ons kan besluit tot watter mate die Jesus wat in ons midde is, want vandag verklaar ek net en ek sê dit,
Wanneer ons by mekaar kom op 'n Sondag, wanneer ons by mekaar kom in 'n live groep, wanneer ons by mekaar kom in saam te bid op 'n Vrydagoggend of op 'n ander oggend, Woensdagoggend vroeg, wanneer ons saamkom, doen ons dit in die naam van Jesus. En hy sê, ek is daar in julle midde. En Jesus se begeerte, dis al wat ek wil sê, is sy begeerte is to be interactive with us. Om met ons toegelaat te word om te doen wat hy wil doen. Amen. That is the word of the Lord. Ons bid saam. Vader, ons het hulp nodig. En ons beroep ons op U Heilige Gees, wat gekom het om Jesus in ons midde 'n realiteit te maak. Om dit wat van Jesus is aan ons te bedien. So ons wil vandag U uitnooi, Heilige Gees, in hierdie tyd wat van verlede donderdag af wat ons hemelvaart is, en hierdie tyd wat eintlik Pinkstertyd is, maar volgende Sondag die wat ons, ek wil amper sê, die uitstorting van die Heilige Gees vier, wil ons vandag sê, Heilige Gees, ons het U hulp nodig. Om bewus te word en openbaring te hê van Jesus in ons midde. En hom to acknowledge him, to recognize him, to just allow him to be who he is. Dankie Heilige Gees dat U vir ons help. In die naam van Jesus bid ons dit. Terwyl ons hoofde gebuig is en ons oë toe is daar enige iemand is wat vandag hier sit wat nie die sekerheid het dat jy 'n kind van dat jy 'n kind van God is nie. Dan wil ek vir jou uitnooi want ons wil jou help om daardie sekerheid in jou hart te kry. En die eerste stap van daai sekerheid is om hierdie gebed agter my aan te bid. Pray this prayer after me. Bid dit nie net in jou gedagtes nie, maar bid dit uit. Jy sal hoor as mense wat dit bid. Sê, Hemelse Vader, ek staan vandag voor U. U ken my. U ken alles van my. U weet wat ek gedoen het. U weet alles. Vandag bely ek. Ek glo dat U Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf. En ek glo dat U God Jesus uit die dood uit opgewek het. En dat Jesus lewe. Vandag neem ek Jesus aan. Dit wat hy vir my gedoen het, ontvang ek nou. Ek verklaar nou, Jesus Christus is my Here. Terwyl ons hoofde gebuig is en ons oë toe is, as jy hierdie gebed vir die eerste keer gebid het, vandag, wil ek jou vra om net vir my aanleiding te gee deur jou hand op te steek. Is daar enige iemand wat hierdie gebed gebid het? In die hand is daar enige iemand anderster? Okay. Jy kan weer vir my kyk. Reg. Kan ek vir die vra na die tyd, Tolly gaan hier voor wees, dan gaan ek vir die vra om net na hom toe te kom. Asseblief. Okay. Hy sal net na die tyd, as die diens verby is, dan sal hy daar voor staan. Okay. Goed. Ons gaan nou nagmaal gebruik. En kom ek wil net ietsie sê, en dit is, as ons gaan kyk in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 16. Miskien moet ek net vir julle die skrif lees. Hy sê die beker van, dis eintlik van seën, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam
van Christus nie. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Broers en susters, die nagmaal, die realiteit, ekskuus, ek het my broodjie en my beker vergeet. Die realiteit van die saak is, nagmaal is vir ons gegee, en eintlik is dit 'n wonderlike ding, wat ons doen, wanneer ons nagmaal gebruik, as 'n liggaam, as 'n gemeente, sê ons, ek is deel van Christus, en hy is deel van my, maar ek is ook deel van julle, en ons is deel van mekaar. Dis eintlik almal wat weergebore is. Elke persoon wat in hierdie dorp is, wat weergebore is, maak nie saak watter kerk, watter groep hy is nie. Almal van ons. Die jeug in. Kom hulle. Hulle gaan met ons nagmaal. So met ander woorde, wat ek vanoggend dan sê, deur sy liggaam te ontvang, deur sy liggaam wat hy vir ons gebreek het, te ontvang, die bloed wat hy vir ons gestort het, te ontvang, en deel te wees daarin, verklaar ek is deel daarvan, in 'n wyeer sin. So vanoggend gaan ek julle uitnooi, om te kom, julle self te help, in die beker, met 'n broodjie, dis hier voor. As jy nie kan nie, sê net vir ons, dan sal ons sal dit vir jou kom bedien. Daar so by die groot tafel is ook. Maar ek wil julle uitnooi om vir julle self 'n broodjie te kry en 'n bekertjie, en dan gaan ons dit saam gebruik. Dis die liggaam van Christus wat vir my gebreek is. This is the body of Christ that was broken for me. This, the cup, is the new covenant in his blood. Hierdie is die nuwe verbond in die bloed van Jesus. So broers en susters, ontvang vanoggend sy liggaam wat vir jou gebreek is, sodat jy heel kan wees. Ontvang sy bloed wat jou skoon gewas het van al jou sondes. Ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou. Sê saam met my, die Here seën my. Ek is geseënd. En die Here behoed my. Die Here se aangesig skyn oor my. En sy genade en sy guns is op my. Die Here het sy aangesig oor my verhef. En hy gee vir my vrede. Amen. Here seën julle.